Here ons God, dankie vir die voorreg dat ons vanoggend as 'n geloofsfamilie bymekaar kan wees. Ons wil vanoggend ons erediens begin met 'n belydenis. Daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat langs U geplaas kan word nie. Want U is die enigste ware God. Die God wat die hele aarde geskep het en tot vandag toe nog dit in U hande hou. U is die God wat regeer. Die een wie se liefde nooit vir 'n oomblik ophou nie. U is die God wat met ons elkeen vanoggend 'n ontmoeting het en ons erken vanoggend ons afhanklikheid van U. Ons weet, Here, dat ons geen enkele tree kan gee sonder U nie. En ons bely ook vanoggend dat ons nie 'n enkele tree wil gee sonder U nie. Want U is die God wat ons aanbid. U is die God wat ons liefhet. U is die God wat ons wil dien. Gebruik vanoggend se erediens om ons harte en ons lewens opnuut aan te raak met U teenwoordigheid. Lei ons deur U Heilige Gees dat ons elkeen vanoggend 'n ware ontmoeting met U sal hê en sal hoor dit wat U vir ons elkeen wil sê. In die mooi en die heilige naam van Jesus vra ons dit. Amen. Ons begin vanoggend ons erediens met die woorde van Psalm 34, Psalm 34 vers 1 tot 6 en dan ook vers 18. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, die wat swaar kry sal dit hoor en hulle sal daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry sien op na hom en hulle straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help altyd die moedeloses. En dis in die naam van hierdie heilige en getroue Here wat elkeen van julle vanoggend gegroet word. Mag daar vanoggend vir jou genade en vrede wees in oorvloed van God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord hierop en dan sing ons staande saam 'n paar lofliedere tot eer van die Here se naam. En vanoggend het ons die orgel, so ek weet daar's 'n hele klomp mense wat vanoggend baie bly is om weer die orgel te hoor. Baie dankie, Jurgens.
Ons het verlede Sondag begin met 'n reeks uit Matteus 5. 'n Reeks uit Matteus 5 vers 3 tot 12 en elke Sondag gaan ons stil staan by een vers en ons gaan vanoggend stil staan by vers 4. Dan sal julle sien is daar baie groot gedeelte Johannes 11 vers 1 tot 44 en ons kan natuurlik vanoggend nie al 44 verse saam lees nie. Daar's ook Psalm 51 wat baie mooi hierby aanhaak. So julle huiswerk vir julle stilte tyd in die week is dat julle asseblief Johannes 11 sal lees en dat julle asseblief Psalm 51 saam met Johannes sal lees. Maar ons gaan vanoggend stil staan by 'n paar verse uit Johannes 11. Ongelukkig nie al die verse nie, maar dit is 'n pragtige verhaal en ek nooi julle uit om ook in die week Johannes 11 te lees. Natuurlik ook Psalm 51 daarmee saam. Maar voordat ons gaan begin, kom ons word 'n oomblik stil en dan bid ons saam en ons dra ons erediens aan die Here op. Kom ons bid. Here ons God, U woord is 'n woord wat vir ons lewe gee. 'n Woord wat vir altyd vas en ewig bly staan. En selfs al verander alles hier op aarde, bly U woord onwrikbaar staan. En waar ons vanoggend nou uit hierdie woord gaan lees, is dit ons diepste verlange, dat U ons in hierdie teksgedeelte sal kom ontmoet. Kom breek die woord vir ons oop. Rig ons harte en ons gedagtes op U. Ons onderwerp ons in hierdie oomblikke aan U Gees se leiding, aan U Gees se werk in ons. En mag ons elkeen vanoggend waarlik 'n ontmoeting met U hê en hoor dit wat U vir ons elkeen wil kom sê. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Matteus 5 vanaf vers 4, of althans net vers 4 vir vanoggend. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En dan spring ons na Johannes 11. Ons gaan vers 1 tot vers 5 saam lees, dan vers 17 tot 27, dan vers 33 tot 35. Johannes 11 vanaf vers 1. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat baie siek was. Vers 3. Die susters het iemand na Jesus gestuur om te sê, Here, hy vir wie U lief is siek. Toe Jesus het oor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Dan spring ons na vers 17. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus al vir 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toegekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Vers 21. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my boetie nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek, dat God U alles sal gee, wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom,
Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Vers 25, maar toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? En sy antwoord, ja Here, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Vers 33 tot 35, toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het julle vir Lazarus begrawe? En hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. En Jesus het gehuil. Dis 'n paar grepe uit 'n baie kosbare gedeelte in Johannes 11, en weer die uitnodiging, dat julle in hierdie week hierdie baie kosbare gedeelte van Johannes 11 sal lees. Ons het verlede week begin met 'n preekreeks oor die saligsprekinge in Matteus 5. Jesus se geheime tot geluk. Maar wanneer jy hierdie verse lees, is dit amper asof daar 'n teenstrydigheid is tussen ons prentjie van geluk, hoe ons dink geluk moet wees, en wat Jesus in hierdie verse sê wat ware geluk is. Ons prentjie wat ons van die wêreld kry oor wat geluk is so anders as wat Jesus in hierdie gedeeltes kom sê. Verlede Sondag het ons stil gestaan by afhanklikheid. Ons leef in 'n wêreld wat ons leer om onafhanklik te wees, om selfstandig te wees. En hier in vers 3 kom sê Jesus, maar geseënd is jy, as jy afhanklik van die Here is. En ons het veral stil gestaan by hierdie besef, dat ons al meer moet besef, ons het 'n geestelike armoede in onsself. Dat ons op ons eie die lewe nie kan aanpak nie. En dat ons die Here nodig het. Maar nou kom die volgende vers 4. Daar word skielik nou van afhanklikheid af gepraat van trane, van droefheid. En somme met die intrapslag wil Jesus sê, as jy afhanklik is van my, is dit nie 'n waarborg dat daar nie droefheid en trane in jou lewe gaan wees nie. Geloof is nie sonder trane nie. Om gelowig te wees beteken nie om nooit te huil en verlies te ervaar en om te treur nie. Om die waarheid te sê, droefheid en huil en treur was vir die mense van die Bybelse tye net so deel soos wat geloof van hulle lewe was. As ons blaai deur die Psalmboek, die Ou Testamentiese gelowiges gebedeboek, is daar soveel meer klaagpsalms as wat daar lofpsalms is. Die feit dat ons in God glo, vat nie droefheid in 'n oogwink van ons af weg nie. En ons sou vanoggend baie voorbeelde kon opnoem van gelowiges in die Bybel wat droefheid beleef het, wat gehuil het, wat gekreun het van pyn wat hulle ervaar het. Ons dink aan Job, Naomi en haar skoondogters, die boek Klaagliedere van Jeremia, die boek Prediker wat ons by verlede Sondag of die vorige Sondag altans stil gestaan het, wat gesê het, daar's 'n tyd vir blydskap, maar daar gaan ook 'n tyd kom in jou lewe wat jy gaan moet treur. En die beste voorbeeld natuurlik is Jesus.
Hy moes soveel geweldige ontberings verduur het. Maar hy kom leer vir ons wat dit beteken om afhanklik te wees. Want selfs in sy swaar kry, selfs in die tuin van Getsemane, toe hy bloeddruppels gesweet het, toe hy gehuil het, toe hy bang was, het hy hom tot sy Vader gewend. Want hy was afhanklik van sy Vader. Hy het sy Vader geken. En selfs in droefheid het hy sy Vader vertrou. En wanneer Jesus tot sy Vader bid, is dit nie 'n toevallige noodprosedure nie. Dit is 'n voortgesette vertroue. Dit is nie asof die Vader met respek gesê 'n spaarwiel was in Jesus se lewe en Jesus het net tot hom genader in tye van nood nie. Jesus het met 'n daaglikse diep afhanklikheid geleef. En selfs toe daar droefheid was, selfs toe hy in die tuin van Getsemane was, selfs toe hy op sy knieë was en hy gehuil het en hy gebid het, was daar hierdie diep afhanklikheid van sy Vader. Om te glo beteken nie om nooit te treur nie. Om te huil is deel van ons lewe. En ongelukkig leef ons in 'n wêreld wat trane vermy. Ons hoor gereeld toe daar gesê word, wees net positief. Gaan aan met jou lewe, sluk jou huil, kom oor jouself, spreek lewe, wees sterk. Maar Jesus sê iets heeltemal anders in Matteus 5 vers 4. Hy sê, geseënd is jy as jy huil. Geseënd is jy as jy treur. Nie geseënd is jy as jy al ewig sterk is nie. Nie geseënd as jy nooit huil en nooit treur nie, maar geseënd is jy as jy huil. Daar's mense wat vandag sê, jy moet net goed genoeg glo. Dan sal jy nie droefheid en swaar kry beleef nie. Maar in hierdie saligsprekinge gaan dit nie vir Jesus oor hoe sterk jou geloof is of hoe swak jou geloof is nie. Dis nie 'n geval van hoe beter jy glo, hoe minder gaan jy treur en droefheid ervaar nie. Dis nie 'n geval van as jy net glo en vertrou, dan gaan alles in die lewe met jou goed gaan, asof alles afhang van jou kwaliteit van geloof nie. Dit gaan nie in die eerste plek in hierdie saligsprekinge oor hoe sterk of oor hoe swak ons geloof is nie. Dit gaan in die saligsprekinge in die eerste plek oor die een van wie ons afhanklik is. Dit gaan in die eerste plek oor die een in wie ons glo. Dit gaan in die eerste plek oor die een wat kom om ons te vertroos. Dit gaan in die eerste plek na die een toe na wie toe ons gaan met ons trane, met ons pyn, met ons droefheid. En die Message vertaling van Matteus 5 vers 4 beskryf die betekenis van hierdie saligspreking so mooi. Dit sê die volgende: You're blessed when you feel you've lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you. Dit is my so mooi beskrywing van die betekenis van Matteus 5 vers 4. Ware geloof is om in tye van droefheid, om in tye van hartseer jou hande na God uit te steek en te weet, ook hierin is God.
Ook hierin is God teenwoordig. Ook hierin is 'n God wat my gaan vashou, wat my wil omhels en wat my trane wil afdroog. Die Bybel praat van 2 soorte droefheid. 2 soorte trane in ons lewens waarin God teenwoordig is. In die eerste plek, 'n treur oor die dood. As ons oor hartseer praat, as ons oor treur praat, as ons oor droefheid praat, dan hoef ons nie veel verder as die dood te gaan soek vir 'n gepaste voorbeeld nie. En daar's natuurlik baie ander voorbeelde wat ons vanoggend sou kon noem. Maar die dood is hierdie een stuk droefheid wat niemand op hierdie aarde kan ontsnap nie. Ons kan onbesorg met die lewe aangaan. Ons kan so onbesorg die lewe geniet. En skielik is daar net daai een oproep. En jy kry hierdie smartlike gevoel van 'n skielike verlies wat jou oorweldig. Die dood is 'n vreeslike gebeurtenis. Die meeste van ons wat vanoggend hier sit, het al 'n geliefde verloor. Het al by 'n graf gestaan. Die meeste van ons het al beleef hoe vernietigend die dood is, hoe dit 'n lewe vernietig, hoe dit verhoudings breek, hoe dit smart bring. Die dood is vir ons 'n verskriklike gebeurtenis. Maar as jy al gewonder het hoe God dink oor die dood, en waar God is in die dood, dan is Johannes 11 'n baie kosbare gedeelte, want Johannes 11 kom gee eintlik vir ons so 'n kykie in die hart van God. In Johannes 11 dan staan Jesus by een van sy beste vriende se graf. In vers 33, vers 35, vers 38 dan lees ons hoe Jesus daar gestaan het en hoe hy gehuil het. Gehuil het oor die dood wat hierdie mooi skepping van sy Vader so lelik skend. Jesus het gehuil oor die dood wat vir ons soveel hartseer en smart en droefheid bring. En vir God is die dood van 'n mens nie een van daai dinge wat net hier op die aarde verbygaan nie. Die dood, ons hartseer, ons smart, gryp God aan die hart. En daarom lees ons in vers 33, toe Jesus na Maria gekyk het, toe Jesus die Jode gesien het om haar en hy het gesien hoe hulle huil, dan lees ons hoe Jesus se gemoed vol geskiet het. En hy was aangedaan. Jy mag treur oor 'n geliefde. Jy mag huil oor 'n geliefde. Want Jesus het ook by 'n graf gehuil. En hy huil vandag saam met jou wat stikkend is. Hy huil vandag saam met jou wat rou en wat verlange beleef. Maar Johannes wil nog meer kom sê. As Johannes sê dat Jesus het gehuil, dan gaan dit nie net oor 'n diep meelewing wat hy gehad het met Maria en Martha en met almal wat gehuil het nie, maar Johannes gebruik 'n baie sterk uitdrukking wat nie so seer in ons Afrikaanse vertalings voorkom nie. Ons lees in vers 33 en vers 38 dat Jesus se gemoed het vol geskiet.
Die ouer vertaling sê, hy het geweldig bewoog geword. Maar as jy teruggaan na die oorspronklike teks, dan is dit nog 'n dieper uitdrukking. Dis 'n uitdrukking wat sê, dat Jesus uiteindelik in hierdie oomblikke, was hy nie net hartseer nie, maar hy was kwaad gewees. Hy het in opstand gekom. Jesus het in opstand gekom, hy was woedend, want die dood breek God se skepping stikkend. Jesus is in opstand, want is nie hoe God die wêreld gemaak het nie. Dit was nie deel van God se oorspronklike plan, dat ons vir mekaar totsiens moet sê nie. Dit was nie deel van God se oorspronklike plan, dat die dood daar moet wees en vir ons skeiding en hartseer en pyn moet bring nie. Jesus kom in opstand. Hy's kwaad vir wat die dood aan ons en aan hierdie skepping doen. Maar Johannes gaan nou nog 'n bietjie verder. Jesus se huil gaan oor nog meer. Jesus staan hier by die graf. Jesus staan hier voor die dood en is amper asof dit hierdie manifestasie is van die bose. En hy weet nou, hy gaan sy eie lewe moet offer. Hy gaan die hoogste offer moet betaal om hierdie mag van die dood te breek. En dis hoekom Jesus na die wêreld gekom het, om hierdie mag te oorwin, om die dood te oorwin, om die bose wat van die dood hierdie wrede, verwoestende instrument gemaak het, om dit te oorwin. Jesus kom in opstand teen die heerskappy van die dood. So in opstand, dat hy die dood oorwin. Dat hy self uit die dood opstaan, en vir ons die versekering in Johannes 11 kom gee, dat ons saam met hom gaan opstaan. Daarom sê Jesus in vers 25 en 26, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En daarom begin Jesus ook heel aan die begin van Johannes 11 vers 4, as hy met die disippels praat, dan gee hy vir hulle hierdie versekering, dat hierdie siekte sal nie uitloop op die dood nie. Dit sal God se krag openbaar. En so het Lazarus se dood, Lazarus se opwekking, meer as enige een van Jesus se wonders, gewys hoe groot is God se almag. En selfs die dood neem voor sy woord die wyk. Jesus het nie net 'n diep meelewing gehad in hierdie hoofstuk met Maria en Martha nie. Hy het nie net na hulle toe gaan om hulle te troos en saam met hulle te huil nie, maar hy het ook hier gehuil oor sy naderende dood. Hy weet Lazarus gaan opgewek word. Hy weet hy gaan self uit die dood opstaan. Maar Jesus gaan as mens die pyn van die dood eers moet ervaar. En daarom as hy hier by hierdie graf staan van sy beste vriend, dan huil hy oor sy eie pyn wat ook voorlê. Maar die hoop vir oggend vir jou en vir my, as ons in Jesus glo, is die graf nie die laaste streepie van ons lewe nie. En as ons treur, as ons huil, dan doen ons dit
met hoop. Dat Jesus eintlik van hierdie dood 'n deurgang gemaak het na 'n lewe aan die kant die graf, na 'n lewe in God se teenwoordigheid. Dis die hoop wat ons het. En daarom, as ons treur, dan treur ons met hoop. En ons word vertroos in dit wat Jesus vir ons aan die kruis en deur die opstanding gedoen het. Jesus wil vanoggend vir jou kom sê, jy kan in droefheid jou kop optel. Want ek staan nie koud teenoor jou hartseer nie. En dis vir my, vir ons wat agterbly, seker nog een van die grootste stukkies troos. Dat die Here nie onaangeraak is deur die dinge wat my hart seer maak nie. Hy huil saam met my. Hy treur saam met my. Wanneer ek op my tande kners, omdat die lewe nie uitwerk soos ek het wou gehad het nie. Wanneer ek skok ervaar. Wanneer ek moedeloos is, omdat die lewe nie meer vir my maklik is nie, dan is daar 'n Here wat weet wat ek voel, wat ek dink, hoe ek voel, en hoe dit vir my is. En dis vir my genoeg. Want op 'n vreemde manier kom gee dit vir ons 'n rus. Kom gee dit vir ons 'n stuk vrede om te weet, hy is daar. Hy weet wat ek ervaar. En hy verstaan dit. As jy vanoggend hartseer is oor 'n geliefde, oor 'n gebroke verhouding, as jy 'n gesondheidskrisis ervaar, as die lewe nie vir jou uitwerk soos jy dit wou gehad het nie, dan sê Jesus vanoggend vir jou, ek sien jou. Ek sien jou trane. En ek beloof, jy sal troos vind in my teenwoordigheid. Want ek sal vir jou hoop gee. Ek sal vir jou vrede gee. In die week, toe lees ek weer die woorde van 'n Duitse teoloog, en ek het dit vir een van my vriende gestuur, wat deur 'n baie groot krisis gaan, maar die Duitse teoloog het gesê, ek weet nie of ek aldag glo nie, maar ek weet in wie ek glo, en ek weet, hy sal my nie los nie. En dis wat Matteus 5 vers 4 in die eerste plek vir ons wil sê. Daar's 'n God wat in jou droefheid, in jou hartseer, in jou trane, jou nie sal los nie. En selfs al kom daar 'n dag wat jy sukkel om te glo, staan hy nie koud teenoor jou nie. Hy's nie afwesigheid nie. Hy bly by jou en hy gee vir jou die versekering dat hy jou nie sal los nie. En dan in die tweede plek, 'n treur oor ons sonde. In Lukas 19 vers 41, Jesus het begin met sy intog in Jerusalem. Dit was klaar Palmsondag gewees. En die aand, dan staan hy en hy kyk na hierdie stad Jerusalem. En dan in Lukas 19 vers 41, dan lees ons die volgende woorde. Toe Jesus nader kom en die stad Jerusalem voor hom sien, het hy diep daaroor
gehuil. Hierdie stad vol sonde. Hierdie stad met harde harte. Hierdie stad met mense wat nie besef hoe verlore hulle is nie. Mense wat nie besef wat die gevolge is van sonde nie. Mense wat nie enige berou in hulle harte gehad het nie. Jesus kyk na hierdie mense en dit het hom diep hartseer gemaak. Ek lees in die week die storieetjie wat Charles Spurgeon vertel het van die duiwel wat eenkant by die poort van die hemel gestaan het en met woede gekyk het hoe die gelowiges wat gered is by die hemel instap. En die duiwel se woede het oorgekook toe hy gesien het hoe selfs geharde sondaars juigend en singend by die hemel instap. En toe gaan die duiwel na Petrus toe. En die duiwel sê vir Petrus, maar hoe kan hierdie geharde sondaars by die hemel inkom? As hulle toegelaat word, kan ek mos nou ook ingaan. En toe sê Petrus vir hom baie mooi nee. Want die verskil tussen jou en hulle is dat jy nog nooit 'n traan gestort het oor jou sonde nie. Jy weet nie wat berou is nie. En toe die duiwel hierdie woorde gehoor het, het hy weer die donkerte ingeslyp. As ons dink oor ons eie sonde, dan moet daar 'n stuk hartseer wees. Daar moet 'n stuk berou wees, 'n droefheid, dat die sonde so deel is van ons lewe, van ons wêreld, 'n hartseer, as ons die gevolge sien van ons sonde, as ons die gevolge sien van hoe ons wêreld lyk, as gevolg van al die sonde wat mense doen. En dis nie 'n dronk mans verdriet nie, dis 'n ware treur, 'n huil oor jou sonde, omdat dit so 'n afstand bring tussen jou en die Here. Sonde want dit steel jou vreugde. Sonde want dit bring hartseer, want jy sien hoe maak dit jouself seer, jy sien hoe maak dit jou medemens seer, jy sien hoe word verhoudings beskadig. Dink aan die heilige lewe waartoe God jou geroep het en dat sonde ons bruikbaarheid vir God beperk. Sonde bring 'n afstand tussen ons en God. En sonde wat God seermaak. Sonde wat my medemens seermaak. Sonde wat verhoudings beskadig, het trane nodig. Martin Luther het een keer vertel dat hy elke dag sy ou sondige mens verdrink in die trane van sy hartseer en berou, sodat hierdie nuwe mens elke oggend al meer en meer voor God kan leef en te verskyn kan kom. Maar heel pittig, sê Martin Luther, maar kan daardie ou mannetjie, daardie ou mens in my swem? Ek kan hoe huil oor my sonde, maar daai ou mens kan goed swem. En ons weet dit. As ons oor sonde treur, dan treur ons oor die feit dat hierdie ou mens so baie keer terug swem na ons lewe toe. Ons wil die goeie doen, maar so baie keer sukkel ons. En is juis
in hierdie sukkel wat Jesus sê, hy wil ons ook in hierdie sukkel kom ontmoet. Hy wil ons ook in hierdie sukkel kom troos en ons versterk. Want ons trane, ons droefheid oor ons sonde, dit maak die deur van ons hart en van ons lewe al meer oop vir die Gees se werk in ons. En ons sien dit so duidelik in Psalm 51. Psalm 51 begin met Dawid se intense berou oor sy sonde met Batseba en die feit dat hy haar man doodgemaak het. En in Psalm 51 dan sien ons hoe hy berou gehad het, hy het sy klere geskeur, hy het as op sy kop gegooi, hy het op sy knieë gegaan en hy het gepleit vir vergifnis. Hy het nie sy sonde probeer regverdig nie. Hy het nie vir die Here 'n klomp verduidelikings gegee nie, inteendeel. In Psalm 51 is Dawid so eerlik oor dit wat hy gedoen het. En dan in vers 12 tot 14, dan pleit hy, dan sê hy, Here, maar laat my weer u vreugde beleef. Skep vir my 'n rein hart, vernuwe my gees, maak my standvastig. Moenie u Heilige Gees van my af wegneem nie, maar laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. En hier sien ons dit so mooi, sonde steel ons ware vreugde. 'n Vreugde wat net van God afkom. En eers wanneer ons sonde erken, maar nie net erken nie, eers wanneer ons berou het daaroor, eers wanneer ons die impak, die gevolge van dit besef, eers wanneer ons met dit na die Here toe gaan, dan sê Psalm 51, sal jy weer blydskap ervaar soos iemand wat deur God verlos is. En dan die heel belangrikste woorde in vers 19 van Psalm 51. U sal 'n hart vol berou nie gering ag nie. U sal 'n hart vol verontmoediging, vol trane, vol berou nie gering ag nie. En uit 'n Nuwe Testamentiese oogpunt weet ons hoe waar hierdie belydenis is, watter troos hierdie woorde vir ons gee. Jesus is gestuur om die dood te oorwin, maar Jesus is ook gestuur om ons sondeskuld aan die kruis te dra. En as ons opreg jammer is, as ons opreg hartseer is, as ons berou het oor ons sonde, as ons treur oor dit wat ons verkeerd doen, dan nooi Jesus jou uit na die kruis en hy kom sê vir jou, hier is my vergifnis, hier is my vryspraak, hier is my genade vir jou, hier is my liefde vir jou. As ons huil oor ons sonde, dan het ons een oog op ons sonde. Maar ons ander oog is gefokus op die kruis. Op dit wat Jesus vir jou en vir my gedoen het. En hoe baie hy ons liefhet. En soos iemand dit so treffend gesê het, for every look at yourself, take 10 looks at Jesus, because in him there is love, forgiveness, grace and hope. Dis nie maklik, soos ons verlede week vir mekaar gesê het, om te erken, hier's donker kolle in ons binneste nie. Dis nie altyd maklik om te erken ek het droog gemaak nie. Dis nie altyd maklik
om te erken ek het misluk en gesondig en foute gemaak en my eie wil gekies bo die Here nie. Maar tog in die Onse Vader gebed is daar elke dag 'n uitnodiging om te bid vir vergifnis. Want die Here los ons nie. En dan maak ons hoe droog in hierdie lewe. Elke dag is daar die uitnodiging om na die kruis toe te gaan. Met trane, met 'n diep berou oor dit wat jy gedoen het. En die rykdom wat jy vind, vergifnis, genade, vryspraak, die versekering dat God sy werk in jou sal voortsit, om te huil oor ons sonde, om te treur oor ons sonde, bring ons altyd uit by die kruis, en nêrens anders nie. Om te huil, bring ons uit by die kruis, waar liefde oorwin het, waar vergifnis oorwin het, waar genade oorwin het, waar daar 'n nuwe kans is, nog 'n kans, nog 'n stukkie hemelse genade vir jou en vir my. Vanoggend wil Jesus vir ons sê, as jy hartseer is oor 'n krisis wat jy beleef, as jy huil oor iemand wat jy verloor het, as jy soveel verlange in jou hart het oor jou geliefde, dan wil Jesus vanoggend vir jou kom sê, ek sien jou. Ek is by jou. Vind troos in my opstanding. Vind hoop. Hou vas aan my en ek sal jou hart volmaak met my hoop en my vrede. As jy vanoggend hartseer is oor hierdie sondigheid in jou hart, oor al die dinge wat jy verkeerd doen, hierdie ou mens, hierdie sondige mens, hierdie geneigtheid tot sonde, waarmee jy soveel keer gekonfronteer word, dan wil Jesus vir jou sê, ek is by jou, en ek nooi jou uit na my kruis. Want daar's vir jou vergifnis, daar's vir jou nog 'n stukkie genade, daar's vir jou die versekering, dat ek my werk in jou gaan voltooi. Ek gaan dit klaarmaak, tot die dag, wanneer ek jou gaan kom haal. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nie eendag nie, maar in die hier, in die nou. Deur die kruis en die opstanding van Jesus, deur die teenwoordigheid van die Vader, deur 'n God wat saam huil, vergewe, en deur sy Gees aanhou in ons lewens aan die werk is. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U is die God wat ons ken. Nie net na ons woorde luister nie, maar ook na ons stiltes. U is die een wat dit raak sien, wat ek in my hart probeer wegsteek. U is die een wat my geloof sien, maar U is ook die een wat my struikeling raak sien, my twyfel, my trane, my swaar kry. En vanoggend kom ons na U toe, soos ons is, met ons seer harte, met kosbare herinneringe wat swaar op ons hart lê, met sonde en 'n skuld wat ons nie kan wegsteek en kan wegpraat nie.
En vanoggend is dit ons gebed, Here, wees by ons. Maak ons bewus van U teenwoordigheid in elke oomblik in ons lewe. Wees by ons deur U Gees. Maak ons hart oop om te hoor, om te huil, om te treur, maar om ook vertroos te word en om ook opnuut U genade en U vergifnis te ontvang. Dankie dat U vanoggend vir ons die versekering kom gee, dat U ons nooit sal los nie. Al is daar dae wat ons sukkel, is U die een wat konstant in ons lewens is. En ons kan elke dag verseker wees van U konstante teenwoordigheid. Dit maak nie saak waar ons onsself bevind nie. U is daar. Dankie vir hierdie versekering en dankie dat ons hierdie nuwe week kan ingaan met hierdie versekering dat U by ons is. In die mooi naam van Jesus bid ons dit ook. Amen. Ons gaan nou staande saam ons slotlied sing. Dan kan julle bly staan om die seën van die Here te ontvang en daarna is daar lekker tee en koffie by die kerk kombuis. Ontvang nou die seën van die Here vir vandag en vir die week wat vir julle elkeen voorlê. Die liefde van God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees sal julle elkeen lei van hartseer na geseënd wees, van wanhoop na hoop, van onrus na vrede. Die Here ons God is by julle en sal julle elkeen seën vandag en tot in alle ewigheid. Amen.